mom's love in my heart. Like, it's right here. I'm feeling it right now. Sometimes I love, sometimes I don't. But when I'm angry, I don't. My mom is everything to me. She just is this ray of energy and sunlight and positivity. The thing that I wish I could have done more of is thanking her. Didn't matter what shape I was in, I could always come home to Mom. My mom was basically the glue that held me together. When I left the Philippines, I knew that my son will be in good hands because I know my mom will take care of him. My mom is kind of smart, she's not that smart. If I would say like 1 to 10, it would be a 5. Maybe my poor dad got the raw end of the deal, but I do remember my mother saying to him when there was an argument about something I'd done, she says, "You don't want to hurt her spirit." I remember that. My mom was diagnosed with a really rare disease about 12 hours before she died. So we didn't get a lot of time to talk or to say goodbye, but she did get to say that she loved me, which were her last words. And I cherish that. Because I've been able to hang on to it. I'm probably gonna say to my mom, "You're a wonderful person. And you're my mentor." I tie an invisible string to my heart, and she ties the same one to her heart, and it's always attached together. My mother, she struggled a lot with addiction. Sorry, I'm getting upset. Yeah, it was hard. You know, you have partners, you have friends, you have kids, but there is nobody else who will ever care about you as much. My son now always tells me, "I love you, Mama." But for 48 years, I realized I didn't say I love you to my mom. I can think of 3 words. I forgive you. You were a good mom. You did really good. Thank you, Mom. I love you, Mom. Hey, Chelsea, if moms got paid, how much do you think they should get paid in a year for being a mom? Maybe $100. Goeiemôre aan almal. Baie welkom by ons diens vanoggend. Ons sit so 'n bietjie met probleme met krag, so die mense vir wie ek nou by die huis verwelkom, kan dit nie nou kyk nie, maar hopelik as julle dit kyk, gaan julle dit later kan sien en is lekker om julle ook by ons te kan hê. Dit is so besonder om vanoggend Moedersdag ook hier te kan vier. En ook hier tussen ons waar ons elkeen met ons verhale sit oor ons verhale met vroue wat en moeders wat 'n groot rol in ons lewe gespeel het. Toe ek die gedeelte die eerste keer gekyk het, het my diep geraak en ek het gedink, hoekom raak dit my? En ek dink die ding wat so treffend was van die gedeelte is dat dit so eerlik is. Is dit nie mooi nie? So eerlik en opreg is. Dit praat van die sonskyn dae van ma wees, maar dit praat van die reëndae van ma wees. Iemand het gesê op 'n stadium, real moms are never perfect and perfect moms are never real. Real moms are never perfect and perfect moms are never real. Wat dan real is, wat dan werklik is dat ons oor jare en jare deur hierdie mense se lewens gevorm is, in die sonskyn en die reëndae. En wat dit so besonder maak, is dat die Here so deur sy genade in ons gesinne en families gewerk het en ons as mense kom vorm het. En weet julle, dit is waaroor die Here vanoggend met ons wil praat. En ek hoop julle almal beleef dit ook wat by die huis is. Ek hoop julle beleef dit vanoggend ook so, dat die Here se genade in jou
hierdie selfde eerlikheid en opregtheid wat julle hier gesien het kom oopbreek. Toe daai vrou gesê het, there's three words I would like to say. Toe ek gedink het gaan wees, I love you. Maar dit was, I forgive you. Ek bid regtig dat die Here so opregtheid by ons kan oopmaak, vanoggend juis, dat ons kan beleef hoe hierdie genade ons wêreld vandag kan verander. Ons lewens vandag kan verander. En dis die nalatenskap aan ons maas. Nie net dat ons hulle onthou nie. Dis nie dat ons vanoggend sit met 'n sentimentele liefde nie, net. Want Moedersdag kan baie sentimenteel raak deur die geskenkies wat ons koop en die ding wat ons doen. Dis eerder dat dit ons diep raak oor die Here in ons lewens. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. O Here, dankie dat ons hier kan wees en opreg en eerlik kan wees. En opreg en eerlik kan bid vir 'n klomp mense. Vir hulle wat vanjaar geboorte geskenk het aan hulle eerste kind. Ons vier hierdie eerstelinge saam met die ma's en gesinne en families. Ons bid vir ouers wat in die loopgrawe met hulle kinders is. Met vlekke op hulle klere en met sakkies onder hulle oë. En wat dit moeilik ervaar. Ons waardeer hulle. Here, ons dink aan pleegouers en mentorouers en oumas en oupas wat rolle in ons lewens kom speel het. Ons dink aan ma's wat as gevolg van redes die verwerping van kinders moet kan beleef en vir wie dit seer is. Ons dink aan skuld, Here, en foute wat gemaak is en wat verhoudinge kom seermaak het. O Here, help ons om vergifnis te kan kry. Ons bid, Here, vir vrede. Ons bid vir hulle wat 'n ma of 'n kind verloor het. En ons is rou saam met hulle vandag. Ons dink aan die oumas, wie se kinders en kleinkinders vanoggend ver is en laat te verlang. O Here, ons gedagtes oor hierdie mense is nie net sentimenteel nie, maar dit raak ons. En ons beleef u genade, Here, in ons lewe. In die sonskyn en die reendae wat so deur hierdie lewensverhale vloei. En wat ons kom vorm het en wat ons kom betekenis gegee het, Here. En daarom is ons dankbaar. En ons bid nou, Here, dat ons in hierdie oomblik en moment wat ons nou so beleef, dat dit meer as net 'n herinnering sal wees. Maar dat dit vanoggend iets is wat ons sal raak en wat ons kan verander en wat ons kan help met die uitdagings wat ons nou moet hanteer. Amen. Julle het van ons afkondigings in die bulletin gekry. Kom ons kyk net gou kortliks na 'n paar afkondigings wat hier op die skerm vir julle gaan flits. Belangrikste van die afkondigings, ons is weer in daai tyd van die jaar vir Pinkster. Laas jaar kan julle onthou, kon ons nie by mekaar kom vir Pinkster nie, ons het net uitsendings gehad
Hierdie jaar kan ons dit weer doen, so ons nooi julle uit na Pinkster. Kyk op die bulletin ook, daar is gedeeltetjies ook in ons bulletin daaroor en julle kan alles daaroor volg. En dan het julle gesien, ons het al 'n proses ook aan die gang gesit om 'n nuwe leraar in die plek van Kali te beroep, wat dan aftree Januarie volgende jaar. Dis nou lank voor die tyd, maar ons is lank voor die tyd besig om planne te kan maak, om te kan sien hoe ons hierdie transisies kan hanteer. Ons is in die laaste 2 Sondae van Paastyd. Mense kop sê vir jou Paastyd moes nou al verby gewees het met die vakansie, maar ons is nog in Paastyd en in Paastyd dink ons spesifiek nog oor die betekenis van Jesus se opstanding vir ons lewens. Daar nog hierdie Sondag en volgende Sondag en dan die aand begin ons Pinksterdienste. Dan het ons mos die week van Pinkster en dan daarom oor 3 Sondae is dit dan Pinkster Sondag. So ons gaan nog iets daaroor praat en ons teksgedeelte kom vanoggend uit 2 Korintiërs 8. Julle kan daarin blaai 2 Korintiërs 8. Dis 'n gedeelte wat spesifiek nou met die opskrif van Christelike vrygewigheid. Nou weet julle interessant, die opskrifte in die Bybel het eers baie later gekom, so hulle die stukkie gelees en gesê dit gaan oor vrygewigheid, maar ek hoop julle sien vanoggend dat dit oor baie meer as vrygewigheid gaan. Hier's iets dieper wat daarin lê. So ons gaan lees uit 2 Korintiërs 8 vanaf vers 1. Net vir ons, om met ons in die teksgedeelte te help. Toe Paulus die geskryf het, was hy besig met sy sendingreise. En daar kan jy 'n kaart sien van sy tweede sendingreis. Orals waar Paulus gekom het, het hy 2 dinge gedoen. Hy het die evangelie verkondig, maar hy het ook geld ingesamel vir die gelowiges in Jerusalem wat verarm het. So jy kan sien, al sy sendingreise begin in Jerusalem, en dan gaan dit in Klein-Asië, oor na Europa toe, en dan kom dit weer terug, en dan bring hy weer hierdie insameling vir gelowiges wat hy eintlik maar nie geken het nie, maar hulle kry swaar. Die gedeelte wat ons nou gaan lees, hang met hierdie kaart saam. Dit gaan daaroor dat hy toe 'n brief geskryf het aan die mense van Korinte. En jy kan sien waar Korinte is. Hy het vir die eerste keer in sy tweede sendingreis het hy in Europa gekom. Hy het van Asië af oorgegaan Europa toe en hy is nou in Macedonië terwyl hy hierdie brief skryf. Daar sien julle Macedonië is daar in die noorde van Griekeland en daar is Thessalonika, Filippi, Byzantinium is in daai area, maar hy skryf vir die mense van Korinte wat in die suidelike deel van Griekeland vir hulle bevind. En dan sê hy vir hulle die volgende, en dis wat ons nou hier gaan saamlees. 2 Korintiërs 8 vers 1. Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. So julle het hom nou, né? Hy is in Macedonië en hy skryf vir hulle en hy sê ek wil vir julle skryf wat hier met hierdie mense gebeur het, van die genade wat hulle van God ontvang het. En hier ontvou die storie. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea, dis nou Jerusalem. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. En ek wil hê julle moet nou maar eers die Bybels net oop hou of langs julle sit, want ek gaan nou vir julle nog 'n gedeeltetjie hieruit lees. Nou as jy hierdie gedeelte in die Grieks gaan lees, en ek kan dit nie in die Grieks lees nie. Vroeger jare het ons nog geleer om Grieks te kan lees, maar gelukkig, hoekom ek nou sê in Grieks lees, as jy die direkte vertaling, 220 vertaling het, en jy lees die gedeelte daarin, dan is dit amper asof jy naby in die Grieks kom, omdat dit vir jou die Griekse woorde baie direk vertaal. Maar wat vir my opmerklik is, julle, is die verskil, as jy 'n bietjie meer in Grieks gaan lees, die woorde is baie meer intens as in ons vertaling wat ons dit hier kry. Hulle praat van verdrukking in die vertaling, maar hulle praat van 'n geweldige verdrukking wat hierdie gelowiges beleef het. Hulle praat van armoede, maar as jy na die Grieks gaan kyk, dan sê hulle, dis nie
armoede van, ek kan nou nie hierdie maand my DStv betaal nie. Dis daai armoede van ek het nie kos nie. En dan die deel van hulle het bo hulle vermoë bygedra. Is nie die kwessie van sal julle 'n bydrae lewer dalk asseblief nie. Hulle het gesê, hulle het daarop aangedring. Inteendeel, hulle was vasbeslote om te sê asseblief, ons wil gee. En dan is die hele vraag maar hoe op dese aarde, wat is hier besig om te gebeur? Hulle is waarskynlik armer as die gelowiges in Jerusalem. Want hulle sit met 'n kosnood. Ons moet eintlik vir hulle geld insamel. Maar hoekom gee hulle nou wat amper niks het nie, bo hulle vermoë? Hoe werk dit? En dan sê hy, maar dis hierdie ongelooflike ding wat in hierdie omstandighede gebore is. En dit is nie gebore uit 'n preek wat ek gelewer het nie. Dis gebore uit hulle ervarings van wat met hulle in Macedonië gebeur het. Die verklaring is, hulle moeilike omstandighede, jy kan hom daar op die skerm sien. Kyk net daar. Hulle moeilike omstandighede het hulle iets laat beleef. Omstandighede kan twee goed met jou doen. Kan vir jou heeltemal na die een kant toe vat, of dit kan jou omvorm en jy kan God se genade daarin beleef. Onthou julle toe Paulus na die Here gekom het en gesê het, Here, ek het meer nodig, en die Here vir hom gesê het, of vat hierdie moeilikheid van my af weg. Toe sê die Here vir hom, my genade is vir jou oorgenoeg. Oorgenoeg om hierdie ding te hanteer. So, moeilike omstandighede het gemaak dat hulle God se genade gesien het, soos wat hulle nog nooit van tevore gesien het nie. En dit het 'n interessante ding by hulle uitgebring. Dit het by hulle opregtheid uitgebring. Nou, opregtheid, dink vir 'n oomblik daaraan, is om jou omstandighede te kan sien soos hulle is. Om te kan onderskei wat is nonsens en wat is nie nonsens nie. Wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. Om verder te beweeg as die oorlopende dinge. Hulle het opregtheid gehad. Nee, amper soos die opregtheid wat ons in die Moedersdag gehoor het. My ma was 'n goeie ma. Ek vergewe jou ma. Dit is nie sentiment nie. Dis jare se ervaring. Die opregtheid het 'n vrygewigheid gebring. En die vrygewigheid het 'n verskil gemaak. Vat vir my God se genade weg. Dan sit ons met wat? Dan sit ons met rasionele denke oor wat ons kan doen. Maar dan haal jy die hart weg van dit wat gebeur. As jy mooi deur die gedeelte lees, toe ek daar lees, sal jy agterkom in die teks dat Paulus hy's gespanne, hy's angstig. Jy tel dit op in die gedeelte. Die gemeente vir wie hy in Korinthe geskryf het, hulle was ryk geweest. Hulle het in 'n ryk stad groot geword. Korinthe was een van die rykste stede in Griekeland. En alhoewel die gelowiges in die gemeente nie noodwendig ryk was nie, het hulle wel in 'n ryk tipe samelewing geleef. Hulle het in 'n makliker samelewing geleef. Dit was vir hulle baie makliker geweest. In Korinthe is die kwessie nie 'n gebrek aan kos of dat iemand ons vervolg nie. Weet julle wat is die kwessie? Watter dominee se diens gaan ons Sondag bywoon? Gaan dit Paulus wees, gaan dit Apollos wees of gaan dit Petrus wees? En daaroor is hulle in 'n stryd met mekaar gewikkeld. Die hele 1 Korintiërs gaan oor die beklei oor watter kerk is nou die regte kerk van hierdie 3 kerke. As jy met my beklei oor sulke goed, dan het jy nie baie genade om uit te deel nie. Dan is daar nie baie genade van die Here nie. So dis hulle kwessie. So nou wil ek vir julle vra, wat dink julle, hoekom is Paulus so 'n bietjie gespanne en bekommerd? En ek wil 3 dinge wat ek dink met julle graag deel. En dis waar hy nou vir ons baie sterk raak. En ek gaan hom deel en dit raak dieper en dieper en dieper. Die eerste ene, hoekom hy bekommerd is, omdat hy bang is dat hierdie omstandighede van konflik en spanning en swak ekonomie en markte en dinge wat gebeur, gaan maak dat hulle toeslaan en nie ietsie gee nie. Dis mos nou wat gebeur as jou lewe onder druk kom, maak dit nie noodwendige vrygewigheid nie. Jou eerste reaksie is om te kan hou wat jy het en om te kan hou vir die dae wat jy minder gaan hê.
So hy is bang dat hulle nie gee nie, maar wat hy bang is, hy sê dit in die brief, hy sê ek gaan binnekort julle kom besoek. En dan gaan ek van hierdie Macedoniërs met my saamneem. Ek weet hulle gaan saam met my kom. En hoe gaan dit lyk as hulle hoor julle beklei oor dominees en hulle het hierdie swaar kry beleef. En hulle het hierdie vrygewigheid beleef. Hy sê dit gaan 'n verskriklike geleentheid wees. Ek is so gespanne. Daarom skryf ek hierdie brief vir julle en sê ek is op pad. Ek gaan hulle bring. Julle moet reg wees. Julle moet hoor van hierdie genade. Ek hoop dit verander julle. Die tweede ding wat dieper gaan. Hy is bekommerd dat hulle gee nie uit die opregtheid kom wat deur God se genade aangewakker is nie, maar dat hulle gee gaan kom uit ons het om te gee. Ons kan maar net sowel gee. Hy vra ons om te gee. Kom ons gee. Maar weet julle die ding wat ek ontdek het wat my diep getref het, is daar is 'n derde rede. 'n Derde rede. Hy is bekommerd en gespanne dat hulle die geleentheid gaan mis om 'n oplossing te kry vir hulle eie moeilikheid. Hy is bang dat hulle die geleentheid gaan mis om in hierdie proses te kom van daai skyfie wat ek julle nou gewys het. Hy is bang dat hulle nie daarin gaan kom nie in die proses van genade onbeskryflik groot, wat jou opreg maak, wat jou vrygewig maak, en wat maak dat jy begin deel, dat jy 'n verskil kan maak nie. So hy is bang dat hulle nie met die middele wat hulle het, 'n verskil kan maak in ander mense se lewens nie, maar hy is bang dat die ervaring van die proses nie hulle help om hulle eie moeilikheid op te kan los nie. En kom ons lees dan net verder. Dan gaan julle dit mooi daarin sien. 2 Korintiërs 8 vanaf vers 8. 2 Korintiërs 8 vanaf vers 8. Hier sê dit mooi. Ek gee julle nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Ongelooflike gedeelte. Want hy sê, julle ken mos die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan raak. En hy sê amper, ek hoop dat julle deur hierdie armoede van hierdie Macedoniërs ryk kan raak, en dat julle hierdie moeilikheid om julle kan sien, en dat julle kan weet hoe julle nou moet maak. En dan die gedeelte wat dan 2 Korintiërs 9, as ons omblaai, is daai baie bekende teks mos, 2 Korintiërs 9 vers 6, wie karig saai, sal karig oes, nee, maar vers 8, en God is by magte, om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte, van alles genoeg kan hê, en volop kan bydra vir elke goeie werk. Ons het oorgenoeg. En dan vers 10, God wat die saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee, en dit laat groei. En hier kom die mooi ding, en julle vrygewigheid, 'n ryk oes laat oplewer. En julle vrygewigheid, jou opregtheid van jou lewe, 'n verskil kan maak, nie net in ander mense se lewens nie, maar ook aan jou eie. So julle, dit gaan nie oor vrygewigheid eintlik nie. Die Here vra vir ons, klim in die proses van jou omstandighede, waarin God se genade werk, wat in jou hierdie diep opregtheid bring, hierdie diep opregtheid, amper wat ons met hierdie Moedersdag beleef het, hierdie video, diep opregtheid, wat in jou skielike vrygewigheid uitbring, nie 'n hardheid nie, maar vrygewigheid, sodat dit vrug kan wees vir jou en vir ander mense om jou. Julle, en dit is die plek waar ek dink die Here ons vandag by hierdie Moedersdag uitbring. Dat jy die genade kan vind van waar jy ook al is, met watter probleme jy ook al in hierdie tyd worstel. En dat die opregtheid van jou hart vir jou gaan help om te weet, wat moet ek met my tyd doen? Wat moet ek met my geld doen? Wat moet ek met my kennis doen? My vaardigheid, my kreatiwiteit. Mag dit jou inspireer om
in baie moeilike omstandighede. Deur die spontaniteit wat in jou is, 'n verskil te kan maak. 'n Laaste gedagte. Dit alles kom by die een ding neer. Hoe sien jy jou omstandighede waarin jy is? Want dis waar hy draai. Hoe sien jy dit? Is dit 'n kwessie dat jy sit met 'n klomp frustrasies wat jy nie oor kan kom nie? En dis nou vir my soos 'n cliché, as die dominee nou sê, nou noem hy nou al die probleme mos nou op, maar ek wil hê jy moet vanoggend dink, wat is die emosies wat daaroor in jou leef? Emosies miskien van woede oor iets, teleurstelling oor iets. Hoekom is jy seer? Hoekom voel jy apaties as jy in hierdie land lewe? Miskien sê ek gee nie meer om nie. Ek gee net nie meer om nie. Skepties. Laat toe dat hierdie genade wat jou lewe tot hier gebring het, deur 'n ma, jou lewe verder vorm. Mag die plek waar jy vandag is, nie vir jou 'n sleg plek raak nie, maar 'n plek raak waar jy weer die krag en die energie het om jou lewe te deel, sonder dat jy bekommer of jy genoeg gaan hê om van te kan leef. Want die Here gaan vir jou oorgenoeg gee. Kom ons bid saam. O Here, ons emosies hardloop in ons. Woede, teleurstelling, verlies, seer, spyt. Dikwels dat ons nie meer omgee nie. En ons besef, Here, dat dit ons gevangen hou. En dis met hierdie emosies wat ons vandag na U toe kan kom. En met my eie omstandighede, al lyk dit hoe sleg om my. Here, dit help ons nie om by oplossings uit te kom nie. En in 'n sekere opsig is ons besig om in sirkels te hardloop. Met irrelevante kwessies. En dieselfde argumente oor en dieselfde verwyte oor en oor. Daarom, Here, help my. Help my om in hierdie oggend, in hierdie oomblik van opregtheid in my lewe deur 'n ma, myself weer nuut te kan vind. Here, laat ek U genade beleef, wat my kom oopbreek, sodat ek presies weet wat ek vandag moet doen. Amen.